Where do we go from here? Hierdie gemeente staan op weer voor 'n nuwe seisoen. So waar gaan ons van hier af? En toe ek nou weet ek gaan hier kom bedien, ek moet bieg, dit was gewoonlik weet ek dadelik waaroor ek gaan preek as ek ergens heen gaan, maar hierdie was, ek dink omdat daar so baie goed in die afgelope tyd, onder ons soveel onder druk was en al die goed wat gebeur het ensovoorts. En dit was eers Vrydag, wat ek so by my lesenaar sit en ek sê, Here, wat wil jy moet ek met hierdie mense oor praat? En dit kom net by my op, beleef, behoort en bedien. Dit is die strategie van hierdie gemeente. Die visie van hierdie gemeente is dat individue waar God hulle geplant het, sal blom waar hulle geplant is. Ons visie was gewees hoe ons gewerk het was om individue te bemagtig, om te journey saam met mense. Dit was die blueprint van hierdie gemeente, om saam met mense te journey, te bemagtig deur die impaklewe journey, deur die omgee groepe, dat hulle nooit alleen wees nie, sodat hulle in hulle wêreld kan blom waar hulle geplant is. Want God het ons sy heerlikheid gegee. Jesus sê, die heerlikheid wat hy my gegee het, gee ek vir hulle. Ons is die God se heerlikheid gemanifesteer in my werksplek. Ek is God se antwoord. Ek is God se instrument wat hy wil gebruik om verandering te bring in my wêreld. Elkeen van julle. En ek het niks meer ontvang as wat jy ontvang het nie. Through his divine power has granted us everything that pertains to life and godliness. Through the knowledge of him who have called us to his virtue and glory. So wanneer ek by 'n plek instap, wanneer jy by 'n plek instap, stap die heerlikheid van God saam met ons in. Die probleem is, ons het 'n evangelie begin verkondig wat sê, ons moet elke keer teruggaan na die well toe. Ons moet terugkom by die well om weer volgemaak te word. Maar Jesus het gesê, dit sal wees soos 'n fontein van binne in jou borrel. The source will be inside. Ek vra om verskoning, ek het laaste hier in Afrikaans gepreek. So as dis nie laat ek probeer slim klink nie, asseblief hoor, So God wil hê dat jy sal blom waar jy geplant is. Dis God se droom vir jou, dat sy heerlikheid gesien sal word waar jy jou gesit het. Nie dat ek daar sal blom nie, dat jy daar sal blom. En dit verg dat ons journey met mense. Jesus het 3 jaar met mense gejourney. Dit verg dat ons 'n disipelskap program in die gemeente het wat die belangrikste program in die gemeente is. 'n Sondagoggenddiens kan nie die belangrikste event in hierdie gemeente wees in 'n week nie. Die disipelskap program moet die belangrikste wees. Daarom het ons in hierdie gemeente 'n impaklewe kursus aangebied waar ons met mense gejourney het, sodat hulle geestelik kan groei, sodat hulle kan blom waar hulle geplant is. En ons strategie was beleef, behoort en bedien. En toe ek hiernatoe ry, toe tref het my, ek wonder of hierdie borde nog op is. As dit nie op is nie, het ek nou moeilikheid. Maar vanoggend, dankie tog, is nog hier. Beleef, behoort, bedien. Ek wil net vlugtig daaroor praat vanoggend. Gaan saam met my na Micha 6 vers 8. Ek het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is en wat die Here van jou vra. Anders as om reg te lewe en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. Okay, so, en wat vra die Here van jou, anders as om reg te doen, liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. Die Engels sê, "Now the Lord has told us what is good. What he requires of us is this, to do what is just, to show constant love, and to live in humble fellowship with our God." Micha skryf, hy sê, hierdie is wat God van jou verwag.
Nou waar gaan ons van hier af? Ons gaan kyk in God se woord, wat verwag God van ons? Van ons het seer gekry, van ons is kwaad, van ons is onseker, van ons, en so kan ek aangaan. Maar waar gaan ons van hier af? Wel, hier is wat God van ons verwag. Hier is wat goed is. En dan sê hy, ek wil net klem daarop lê, ek hoop julle kan die kleurverskille sien, ek sien dit is baie onduidelik daar. Die eerste een is, om reg te doen. Is dit reg doen? Ja, ek kan het self nie eens sien daar nie. Goed. Om liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. To do what is just, to show constant love, and to live in humble fellowship with our God. Dit is presies wat op daai bord staan. Eerstens, alles wat ons in hierdie gemeente gedoen het, is om individue te leer van Jesus. Is om die verhouding tussen individue en hulle hemelse Vader te bevorder. Want om by blom waar jy geplant is uit te kom, begin by 'n belewenis met Jesus Christus. Dis Jesus Christus wat lewens verander. Ons kan nie lewens verander nie. Maar ons kan jou wys na Christus toe. En Christus is 'n belewenis. Hy sê die laaste een, nou ek het begin onder, dis bo op die bord, live in humble fellowship with our God. So wat is die definisie van fellowship? Two fellows in one ship. Dis nabyheid. Dis verhouding. En wat verwag God van ons, is dat jy in daai verhouding sal lewe. Dat jy in daai verhouding, vanuit daai verhouding sal bedien. Dat alles sal begin by 'n verhouding met Jesus Christus. Miles Monroe het gesê, if you want a brand new world, en ons soek 'n brand new world. Geen reaksie nie, ons soek 'n brand new world. You got to have brand new people. If you want brand new people, they've got to have a brand new life. If you want a brand new life, you've got to have a brand new spirit. If you want a brand new spirit, you've got to come to Jesus Christ. Dis net Jesus wat lewens verander. Dit was net Jesus wat my lewe kon verander. So ons moet mense wys na Jesus toe. Hierdie gemeente, programme en allerlei goed te doen is, as dit nie mense, individue, elkeen wat in hierdie gemeente inkom, wys na Jesus toe nie, dan mis ons dit. Want dis Jesus wat lewens verander. Net 'n paar skrifverse. Okay, so ek kan nie lees, is net die helfte. Miskien kan ek daar sien. So in Efesiërs 1:17, ek bid dat God die Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik sal ken. My gebed vir hierdie gemeente vanoggend is dat God hom so aan julle sal openbaar dat julle hom werklik sal ken. En dan Efesiërs 4:13, so sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. So hier is wat God van ons verwag. Hier is wat goed is, that we will walk in fellowship with God. Dat ons hom werklik sal ken. Gemeente, julle moet mense leer van Jesus.
Mense wat in die gemeente is, moet aanhou geleer word van Jesus. Jy weet, die hedendaagse of die postmoderne kerkmodel in die weste spesifiek, sit soveel klem op al die ander goed, maar nie meer klem op die woord nie. Mense ken nie meer die woord nie. En as jy nie die woord ken nie, groei jy nie in jou verhouding met God nie. God wil hê dat jy sal groei in jou kennis van hom. En hoe meer ek die woord lees, hoe meer kom God en verander hy en kap hy weg alles wat nie soos hy lyk nie. Hoe meer ek God se woord lees, hoe meer begin ek mense sien deur sy oë. Hoe meer ek God se woord lees, hoe meer word my innerlike mens versterk. En wanneer ek houe kry, wanneer ek klappe kry, dan weet ek dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor Jesus en so aan. So dis nodig dat ons mense sal leer van Jesus. En 'n Sondagoggend is nie genoeg nie. Jesus het gesê, gaan maak disippels. Nie die gaan sit 'n show op nie. Gaan maak disippels. So ons moet met mense journey. Ek sit baie keer met kerkleiers, selfs buite die AGS. Die Here het net vir my groot guns gegee in hierdie afgelope tyd en dan deel ek met kerkleiers 'n nuwe kerkmodel van om te journey met mense, om regtig tyd met mense te spandeer. En my eerste ding is sê, jy gaan 10 keer so hard werk as wat jy nou werk. But it's going to be worth it. Maar jy gaan doen wat Jesus gesê het jy moet doen. Mense gaan nie meer jou Bybel ronddra nie, jy gaan mense se Bybels ronddra. But it's going to be worth it. En ons gaan 'n kerk bou wat die toets van tyd sal deurstaan. Wanneer mense groei in geestelike volwassenheid. Paulus sê in Filippense 3 vers 10, 'n skrif, so welbekende skrif, al wat ek wens is om Christus te ken. Hy sit in 'n tronk, haaglike omstandighede. En vanuit die donker, terwyl hy nie meer sig het nie, hy kan nie meer sien nie, sy sig verloor, haaglike omstandighede, dikteer hy, gat bo in die grond, ou sit bo, skryf, en hy sê, skryf neer, my grootste begeerte is om hom te ken. Is dat ek hom sal ken. Jy sien, hoe meer jy hom ken, hoe meer wil jy hom ken. Die man wat die 2/3 van die Nuwe Testament geskryf het, hoe meer jy hom ken, hoe meer wil jy hom ken. Hoe meer groei, hoe meer word jy bruikbaar, selfs vanuit 'n tronksel. So die eerste ding is, beleef. Mense moet Christus beleef. Ons moet journey met mense sodat hulle sal groei in hulle belewenis met Jesus Christus. Tweede ding wat hy sê is, ek gaan daai skiep, ek wil vinniger gaan nou, is dat jy liefde sal betrag. Nou, is 'n groot woord, as jy nog nie 70 is nie, of 60 of 50, ek weet nie. Die Engels sê, show constant love. Ek wil hê jy net so 'n bietjie rondkyk om jou. Jy het nou mense gedruk, kyk net gou vir hulle. As hulle afkyk, hou aan kyk tot hulle opkyk. As jy wil weet, waar gaan ek van hier af? Waar gaan ons as gemeente van hier af? God se wil vir jou is dat jy mense sal lief hê. Dat jy elke oggend sal kies, omdat God my lief het. Omdat hy my ten spyte van wie ek is, hy my so lief het, kies ek om mense lief te hê. Sien ek mense deur God se oë. Weet, Paulus het 'n 10 op elke ou se kop gesit. Hy sê die liefde van Christus dring my, omdat ek tot die besef gekom het, dat toe een gesterf het, het almal gesterf. Nou beoordeel ons niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Hy sien God, hy sien mense deur God se oë. Daar's min dinge waaroor ons saamstem. Maar dit maak nie saak nie, want ons het vir niemand gesterf nie. Jesus het gesê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Johannes 13 vers 34 en 35. En so sal die wêreld weet, of julle, soos wat ek julle lief het, so moet julle mekaar lief hê. En so sal die wêreld weet, dat julle my disippels is,
is as julle mekaar liefhet. So vanmôre, die mense vir wie jy gekyk het, God se wil is dat jy hulle sal lief hê. Tweede woord, behoort. Mense voel hulle behoort wanneer hulle lief te beleef. Wanneer iemand na hulle toe stap en sê, ja, ek het jou nie laas Sondag gesien nie. Wow, is so goed om jou te sien, man. Yes, like ons is gebless dat jy hier is. Ek is so dankbaar ek kan deel van jou familie wees. En as hy frons, dan verduidelik jy gou vir hom wat dit beteken. Dan stap 'n ou met 'n lied in sy hart hier uit, want hy voel hy behoort. Hierdie gemeente moet dit eis. As julle dit nie eis nie, kan ons nie vorentoe gaan nie. As julle moet vir mekaar lief wees. Daar's goed waaroor julle gaan verskil. Daar's goed soos wat in die afgelope tyd. Daar's goed waaroor ons verskil. Hoe ons goed hanteer, verskil ons baie keer. Man, ons verskil oor baie goed. Maar dis irrelevant, want Jesus het gesê, ons moet mekaar lief hê. En ek is in 'n multikulturele konteks, ons gemeente. En ek wil vir jou sê, ons het iets begin toe ons daar gekom het, is mekaar, mense moet mekaar drukkies gee, en vir mekaar sê hulle waardeer het, dankie sê dat hulle deel van hulle familie is. Nou ons gaan nou by 10 minute en dan moet ek mense stop, en vir hulle sê, gaan sit nou. Oor kulturele grense heen, het ons geleer om mekaar lief te hê. En as mense instap, daar's geen manier waar jy instap en uitstap en nie voel, wow, mense het my raak gesien. Mense weet van my. Maar dit moet verder gaan. Daarom is daar omgee groepe. Deel van die blou druk van hierdie gemeente is omgee groepe is waar mense weet wat in my lewe aangaan. Waar mense weet ek gaan deur 'n moeilike tyd. Waar mense my ondersteun, waar mense vir my bid, wat ek weet wanneer ek my werksplek instap en dit is moeilik. Daar's mense wat nou vir my bid sodat God se heerlikheid sigbaar word deur my lewe. Ek is nie alleen nie. Dit was nooit God se wil dat ons alleen sal wees nie. Maar dat ons sy kerk sal wees. Dat ons saam sal wees. En dat elkeen in hierdie gemeente weet en voel dat hy behoort. So voel jy dat jy behoort vanoggend? Dankie vir die 3 wat geantwoord het. So gaan na die volgende een toe, so ek probeer skiep hierso. Moet ek so intoe wys? Zenkie, wil jy nie vir my net change daar nie, asseblief? So die laaste een, ek gaan hom maar vinnig deur. Reg te lewe. Do what is just. Is bedien. In Petrus 2 vers 9 sê, want julle is 'n uitverkore volk, koninklike priesterdom, wat God uitgekies het om die wonderdade te verkondig van hom wat julle uitgeroep het uit duisternis na sy wonderbare lig. Ek en jy is uitgeroep uit duisternis. Ek het 'n getuienis dat ek was in duisternis, maar nou is ek in lig. God het my uitgeroep. Maar nou het ek 'n getuienis. Ek 'n getuienis van die een wat hom my genade gegee het. Hy het my uitgeroep om te verkondig die wonderdade van hom wat my uitgeroep het. Het jy in hierdie week vir mense verkondig van die wonderdade van die een wat jou uitgeroep het? Het jy vir die mense by die werk vertel? Het jy vir jou buurman vertel? Het jy toe jy in die ry gestaan het, die geleentheid aangegryp en gesê, "Jesus man, ek wil julle vertel. Here het groot dinge vir my gedoen." Het jy hierdie week vir iemand vertel? Die bloudruk van hierdie gemeente. Micha se instruksie aan ons wat God sê, dis wat goed is, dis wat ek van julle verwag, is that you will live just. Dat jy sal bedien. Dat elke keer wanneer ons mekaar kom, daarom het ons 'n impak lewe journey, sodat mense leer dat hulle het iets om te gee,
dat God wil hulle gebruik. God het ons nie weggeruk toe hy ons gered het nie, ons is nog hier, daar's 'n rede voor, hy wil jou gebruik, en sodat jy geïnspireerd sal wees, en voordat jy by hierdie kerk uitgaan, en ek hoop vanoggend, voordat jy uitgaan, dat jy geïnspireerd sal wees en sê, maar God wil my gebruik, hy het my reeds alles gegee, ek hoef nie meer te bid nie, is onskriftuurlik om te bid vir nog, en voller, en meer, God het my reeds alles gegee, through his divine power has granted me everything that pertains to life and godliness, om te verkondig sy dade van die een wat my geroep het uit duisternis. So hierdie gemeente se mandaat is dat elkeen sal beleef, elkeen sal behoort, maar dat ons 'n invloed sal uitoefen in ons wêreld. En ek wil vir julle sê, dit was die droom van hierdie kinderkerk, want daar's geen manier hoe jy 'n omgewing, 'n kultuur, 'n society meer kan beïnvloed, is wanneer jy 'n invloed in die kinders uitoefen. Ons is so bevoorreg, ons skool het nou 700 kinders. Ek het laas jaar saam met die graad 11, ons het hierdie jaar nou die eerste keer graad 12, saam met die graad 11's gejourney in 'n mentorprogram, wat ek weekliks saam met hulle gejourney het, en hierdie jaar het ons nou die eerste keer graad 12, so doen ek die graad 12's en die graad 11's weer. Maar wat 'n voorreg, hulle word ek wil nie sê indoktrineer nie, dis dalk 'n negatiewe woord. Van hulle is van 7:00 die oggend tot 5:30 die aand, is hulle by die skool, met die nasorg. Om hulle 'n vol dag te hê, waar hulle geleer word van Jesus, waar hulle beleef, waar hulle behoort, en waar hulle geïnspireer word om te bedien. Ons praise and worship sessions, hoe kinders mekaar bedien, hoe hulle huil, hoe hulle voor die Here lê, hoe hulle lewens aangeraak word. Ek sê jou, Alberton gaan verander word deur wat God in daai skool doen. En ek het 'n vol program, ek kan jou enige tyd my dag beplanner wys, ek het 'n vol program, maar ek maak tyd om saam met daai kinders te journey, spesifiek in die laaste 2 jaar van hulle skool, want dit maak saak, want hulle moet geïnspireer word, dat wanneer hy gaan hy as 'n instrument, as 'n agent van transformasie. Dis God se wil, sy eerste plan. Jy weet, die eerste ding wat hulle wil doen is hulle wil dierkar koop en 'n groot huis koop, maar God se eerste plan en droom vir sy lewe en haar lewe is dat hulle sal vertel van die wonderdade. God hulle sal gebruik. So dit is 'n netedop. Waar gaan ons van hier af? Die woord sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien. Vader wat in die hemel is, verheerlik word. So ek het nou daardeur gehardloop. Maar waar gaan hierdie gemeente? En toe ek dink, beleef, behoort, bedien, is asof die Here vir my sê is nodig dat hulle weer saam droom. Dat hulle weer saam kyk na die visie. Jy sien, wanneer daar skommeling is, wanneer die vyand kom, wil hy hê ons moet elkeen in 'n ander rigting begin kyk, 'n ander rigting begin droom, ander rigting, ander opinies, en daar word baie opinies, en naderhand val die boot om. As jy vanoggend, hierdie gemeente, sy strategie is dat elke een in hierdie gemeente God sal beleef. Live in fellowship, walk in fellowship. Dat jy jou oë gerig sal hou op Jesus Christus, die begin en die volëinder van jou geloof. Dat jy nie ander goed sal kyk nie. Ander sal kyk wat hulle doen en wat hulle nie doen nie, en wat jy dink hulle moet doen en nie doen nie, maar dat jy na Jesus sal kyk. En jy sien, die probleem is, as jy bietjie wegkyk van Jesus af, het die vyand iets reg gekry in jou lewe. Dat jy na hom sal kyk. Dat jy vanuit daai verhouding wat hy moontlik gemaak het aan die kruis van Golgotha, dat vanuit daai verhouding sal lewe. Dat jy sal seker maak in hierdie konteks, in hierdie gemeente, dat elkeen voel dat hulle behoort. Dat jy as jy sal instap, dat jy nie sal dink, okay, kom ons kyk of hulle my raak sien vanoggend nie. Maar jy sal sê, Here, gebruik my om ander se lewens aan te raak, sodat ander sal weet hulle is kosbaar vir U. Gebruik my glimlag. Gebruik my aanraking, gebruik my woorde.
dat jy sal betrokke raak in die klein groepe, waar mense as klein groepies funksioneer vanuit 'n plek van behoort, waar hulle weet hulle is nooit alleen nie. Sien in ons postmoderne konteks, ons bou ons mure al hoër, en al die psigiese defekte word net meer. Wat ons nodig het is human interaction. En om God te beleef deur mense. Daarin is enorme groei. Dis hoe God, ons skaaf aan mekaar, ons kan nie oor alles saamstem nie, en dan besluit ek om te bly ten spyte daarvan dat ons nie saamstem nie, dan groei geestelik. En dan te bedien. God het hierdie gemeente gekies. God het hierdie gemeente aangestel. Ons is nie die uitverkore gemeente nie, al die gemeentes, om 'n invloed uit te oefen. Ons kyk weg van wat ons lam gelê het as die kerk vir die afgelope 50 jaar, 'n ontvlugtingsteologie. En ons prys dit dat God ons wil gebruik om ons wêreld te verander. Ek meen 500 mense wat blomwale geplant is, man, die wêreld moet kennis neem wanneer dit gebeur. So waar gaan ons van hier af? Ons hou ons oog op die teiken. Jesus Christus. Ons doen wat hy gesê het ons moet doen. Ledigheid is die duiwel se oorkussing. Raak besig, werk. Ou se koppietjie deur mekaar is, gee hom 'n pik in 'n graf wat hy gat groei. Maar begin werk vir die koninkryk van God. En God sal wonders doen in hierdie gemeente. Ek sluit hiermee af. Ek het nie beplan om dit te sê nie, maar God kom sê dit net in my hart vanoggend. In Josua 5 sê Josua vir die volk, hulle staan op die kant van die Jordaan. 40 jaar in die woestyn. Die hele generasie het gesterf in die woestyn, nuwe ouens. Hulle staan op die kant van die Jordaan. Josua sê, reinig julle self, want môre gaan God wonders in julle midde doen. Wat beteken reinig in ons konteks? Ons is gereinig deur Jesus Christus. Dit beteken jy maak jouself los van wat agter jou is. Dis tyd dat jy die woestyn af was, want jy moet vorentoe gaan. Ons kan dalk filosofeer of redeneer oor 'n jaar en 'n half wat verby is, en vir party was dit 'n wonderlike belewenis, en jy het nie eers geweet van wat aangaan nie. Vir party was dit 'n tragiese belewenis, maar ons moet vanoggend vorentoe gaan. Dis God se wil vir jou dat ons sal vorentoe gaan. Ons het 'n platform nou geskep vir jou om met ons te kom gesels, maar ek wil hê vanoggend moet jy jouself losmaak van wat agter is. Want môre gaan God wonders in hierdie gemeente doen. Hierdie gemeente het die potensiaal om in die volgende 5 jaar tot by 2000 mense te groei, maklik. Maar nie net 2000 mense nie. 2000 mense wat blomwale geplant.